Welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag reis ons verder deur die Bybel en leer meer van God en sy mense. Maar maatjies, julle weet mos, wat gaan Juffrou Jolie nou sê? Ons moet eers stop en bid. Maak toe julle oogies. Papa God, dankie vir nog 'n dag. Dankie dat ons meer van U kan leer. Dankie dat elke maatjie wat U op hierdie aarde geplaas het spesiaal is vir U. Seën hulle ouers en help hulle om vir ander te vertel hoe lief U en hulle het in Jesus naam. Amen. Vandag se storietyd gaan oor koningin Ester. In Persië het daar 'n pragtige jong vrou gebly. Sy was 'n Israeliet. Haar naam was Ester. Sy het by haar oom Mordegai gebly. Die koning van Persië wou graag 'n nuwe koningin hê. Hy beveel toe sy mense om vir hom al die mooiste vrouens in Persië te bring. Toe hy vir Ester sien, was hy dol verlief. Sy was vir hom so mooi. Hy het haar dadelik gevra om sy vrou te wees. In die storie was daar ook 'n slegte man. Sy naam was Haman. Hy het die Joodse mense gehaat. Soos my slim maatjie seker weet, is die Jode God se mense. So Haman wou gehad het Mordegai moet voor hom buig. Maar ons Bybel leer ons mos, ons mag net voor een God buig, en dis ons God wat in die hemel is. So, wat het Mordegai gesê? Nee, hy sal nie voor Haman buig nie. Haman het toe bose planne beraam. Hy het na die koning toe gegaan en vir die koning gesê dat die Jode slegte mense is en hy moet 'n wet maak om ontslae te raak van hulle. Toe teken die koning die nuwe wet en God se mense was in groot gevaar. Ester se hart was vreeslik seer, want sy was mos 'n Jood, 'n Israeliet. Maatjies, Mordegai het met haar gaan praat en vir haar gesê: Ester, jy sal jou volk moet red. God het jou 'n rede gegee hoekom jy koningin geword het. Jy sal met die koning moet gaan praat. Ester het gebid en gesit en gedink en planne gemaak hoe sy vir God kon werk en sy volk red. Ester nooi toe die koning en vir Haman na 'n spesiale ete. Sy vertel toe vir die koning dat sy 'n Jood is en Haman wil ontslaa raak van al die Jode. Haman het koning om die bos gelei, sê sy vir hom, om daai nuwe wet te teken, om ontslaa te raak van al die Jode. Die koning het vir sy wagte gesê: vang vir Haman. Toe maak hy Mordegai sy nuwe hoofhelper. Hy het vir koningin Ester gesê: ek sal 'n nuwe wet maak wat jou en jou mense veilig sal hou. God het vir Ester gebruik om sy volk te red. Vandag se les is dat God kan elkeen van ons gebruik. Ons is sy hande en sy voete. Ons moet net vir Papa God vra: Papa God, wat kan ek vandag vir jou doen? Maatjies, al is dit om net vir 'n ander maatjie 'n broodjie te gee wat honger is, of iemand mooi te groet wat sy hart dalk seer is, of 'n glimlag te gee. Ja, klein ietsie soos 'n glimlag kan iemand laat beter voel en dan het jy dalk net iets vir Papa God gedoen. Soos my maatjies weet, Juffrou Jolie doen graag poppekas by julle kerk of julle skool. So hierdie keer vertel Boelie Brak en Sonskyn die Paasverhaal. En ons het nog 'n paar gaatjies oop. So asseblief, laat die groot mense ons kontak want ons wil graag by julle kom kuier.
Baie Jesus liefde maatjies. Tot volgende week waar ons weer verder van God en sy mense leer. Ons reis mos deur die Bybel.